Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Baie dankie dat jy ingeskakel het met hierdie program Jesus Christus bevry jou siel. En met hierdie onderwerp wat die aanduiding gee, dit is tyd om te veg. Ons is nie besig om ons sakke te pak en ons sakke gereed te maak vir die groot reistog hemel toe nie. Nee. Ons gaan alles nalat. Alles wat nie deel is van ons fisiese liggaam word nagelaat. So ons pla onsself nie oor dit wat nagelaat gaan word nie. En ons is ook nie besig om af te skakel nie, of om gerus te raak nie. Ek dink, wanneer die wegraping plaasvind, gaan dit 'n geval wees dat die engele ons is nog halfpad besig met die geveg, wanneer die engele ons kom wegruk, om saam met hulle te wees, om Here te ontmoet. Op die wolke, amen. So, dit is tyd om te veg, dit is tyd om te stry, dit is tyd om weerstand aan te bied. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie my God, vir die wapenrusting wat U al reeds verskaf het. Deur die wonderlike bediening van die apostel Paulus, maak hy aan ons bekend dat in daardie onheilsdag moet ons staan, en staande bly in die geloof, met die volle wapenrusting van God wat aan ons verskaf word op ons persoonswese. Ja, selfs die borsplaat van geregtigheid om ons harte te beskerm, om ons longe, ons geestelike longe te beskerm, om op ons hoofde die helm, die hoed van heil en saligheid, die hoop van redding, is hierdie hoed wat ons denke, ons verstand beskerm, ons geheue, ons herinneringe beskerm. En om ons lende is hierdie gordel, die gordel van die waarheid van God se woord. Die waarheid van God se woord wie ons vrymaak. En ja, op ons voete is hierdie skoene, hierdie sandale, die bereidwilligheid om ten alle tye getuienisdraers te wees van hierdie wonderlike evangelie van Jesus Christus. Ja, Here, ons lig ook dus die skild van geloof. Laat hierdie skild van geloof ons hele wese beskadi, sodat daar nie 'n vuurpyl of 'n spies of enige wapen van die vyand leed of skade kan doen teen ons nie, my God. En Vader, ons spreek met ons monde die swaard van die Heilige Gees, die heilige woord van die Here. En met die tale wat hy aan ons verskaf het, my God, staan ons gereed om te veg, want dit is tyd dat ons die gevegstryd ook moet betree. Ek bid hierdie groot genade in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Nou, ons sit verlede week se boodskap voort. En onthou, die afeindiging was gewees, so effense inleiding rondom Psalm 149. En ek het seker gemaak dat u verstaan dat daar twee verskillende mensegroepe aangespreek word in daardie Psalm. In die een is dit die identiteit van die Joodse volk by die naam van Israel. En aan hulle is die vermaning dat hulle self moet verheug in God die Skepper. Maar in dieselfde vers, die vers het nog nie geëindig nie, is daar 'n verwysing na nog 'n groep mense, wie Sion genoem word. En aan Sion kom die instruksie dat hulle erkenning moet gee met lof en prys aan hulle
koning. En daardie koning is natuurlik koning Jesus Christus. Ons heiland en saligmaker, ons redder, ons verlosser, ons geneeser, ons wonderlike trooster. En ek moes dit aan die oordra, want daar is baie mense wie die Ou Testament lees, waar die psalms geskryf is, en dan los hulle dit daar met hierdie denke, die goed behoort nie aan die Christene nie, die Christene se woorde is in die Nuwe Testament. Nee, die hele woord van God, die hele Bybel, van Genesis tot in Openbaring, is ons erfenis vanaf die Here. Dit is sy guns tot ons. Dit is sy skatkis vir ons. So, nadat ek nou hierdie verskillende identiteite apart gestel het, alhoewel hulle by dieselfde tafel eet, is dit verskillende entiteite, verskillende identiteite. Dit is die identiteit van die Jode in Israel, en dit is die identiteit van almal wie nie Jode en Jode is, maar tot geloof gekom het in Jesus Christus, as Messias, as die Christus, as die gesalfde een met die salwing, as die een wie sy lewe neergelê het vir 'n verlore gaande wêreld. En daardie groep mense is onder die titel Sion. Nou, met betrekking tot Sion, en hulle word dan ook aangespreek as die getroue dienaars, of die getroue gelowiges. Wil ek nou vanaf vers 6 tot vers 9 lees. Die Engel sê, may the praise of God be in their mouths and a double-edged sword in their hands. For what reason? For this purpose, that is to inflict vengeance on the nations and punishment on the peoples, to bind their kings with fetters, their nobles with shackles of iron, to carry out the sentence written against them, to carry out the judgment that is already written concerning them. And dan sê dit, this is the glory of his faithful people, dieselfde verse in Afrikaans. Mag hulle God loof met hulle lippe, met 'n tweesnydende swaard in hulle hande, om wraak uit te oefen op die nasies en straf oor die volke, om hulle konings vas te maak met boeie en hulle leiers met ysterkettings, om die oordeel te voltrek wat reeds vasgestel is, of liewer moet dit, die bewoording moet liewer wees, wat al reeds geskryf is. Dit is die roem, of die heerlikheid van die troue dienaars, die getroue dienaars. Prys die Here. Nou, onthou, ek het verlede week gepraat van hierdie besetenheid en tuistering van demone en duivels, en hoe dit eksponensieel nou binnekort gaan bekend word in die samelewing wêreldwyd. Daar's nie 'n plek waar wie verskoon word van die besmetting en die belasting van hierdie vuil geeste wat uit die bodemlose put losgelaat gaan word. So dit gesê, moet ons nou alreeds 'n sekere mate van ervaring opdoen, sodat ons onsself bekwaam en toegerus vind, wanneer die geleentheid by ons deurkom klop. So let op wat hierna verwys word. Boonbehalwe die lofliedere wat op die mond en die lippe en die tonge van die gelowiges moet wees, word daar verwys na 'n tweesnydende swaard wat in hulle hande moet wees. Nou, dit is 'n wapen. Dit is 'n baie gevaarlike wapen. Dit is 'n wapen wat die vermoë het om die werk te doen waarvoor dit ontwerp was. Dit het die vermoë om die vyand te vermink. Dit het die vermoë om die vyand kwyt te skelp. Dit het die vermoë om die vyand ten syde te stel. Dit het die vermoë om die vyand te oorwin. Hierdie wapen. En daar word aan ons gesê dat ons, en ek praat nou nie van hulle nie, want daar is nou nie meer 'n hulle nie, ons is deel van die hulle, dat ons het 'n verpligting om hierdie wapen in hand te hê. So kom ons gaan kyk, wat presies is hierdie wapen? So vir dit bly ek gou na
Hebreërs 4 en ek wil vers 12 lees. En vers 12 sê vir ons in die Engels, sê, the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit. It penetrates to the point of dividing joints and marrow, of bone and marrow. And this sword, the word of God, which is sharper than a double-edged sword, judges thoughts and intentions, thoughts and attitudes of the heart. Afrikaanse weergawe, die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Die woord van die Here, so die woord van die Here, die gesalfde woord van die Here is hierdie swaard. Efesiërs 6 praat ook van hierdie swaard. Efesiërs 6 en dit is daardie opsomming wat Paulus gedoen het toe hy praat van die wapenrusting. En in vers 17 word daar verwys na hierdie swaard. In die tweede helfte sê dit, en gebruik die swaard van die Gees. Dit is God se woord. God se woord in die Engels sê take the sword of the Spirit, which is the word of God. The word of God is the sword of the Spirit. Nou, met hierdie swaard van God, dis God se Gees in sy woord, wat maak dat hierdie woord dan 'n swaard is. Wanneer ons gaan lees in Openbaring 1, dan word daar 'n beskrywing aan ons oorgelewer met betrekking tot Jesus, en dan weer op 'n nog 'n plek wanneer Jesus beskryf word as hierdie magtige krygsman wat 'n gevegstryd betree op sy perd met sy klere wat vol bloed geweek is van die gevegstryd. En daar word van hom verduidelik dat uit sy mond kom daar 'n tweesnydende swaard. So daar is op 'n baie misterieuse manier 'n wyse wat die spreek van God, die verklaring van God, die lering en prediking en profetering van God se woord 'n swaard word. Op 'n nog 'n plek sê die profetiese rede, ek dink is in Jesaja sê, God is 'n kenner van die hart en 'n toetser van die niere. Maar Hebreërs, in die boek van Hebreërs wat ons nou net gelees het, Hebreërs 4 sê dat die hart is die plek waar gedagtes opgesom word. En in die niere is jou bybedoelinge, jou intentions. Your intentions are summarized as being in the realm of your kidneys. Net soos aan ons verduidelik word dat die Engelse bewoording sê, the seat of emotions, die sitplek vir mensgevoelens, the seat of emotions is in the bowels, soos in die ingewande, kras gestel in die derms. In die derms van die mens, elke mens het 'n dikderm en 'n langderm. En hierdie fisiese organe is die area van ons fisiese wese waar hierdie estetiese, sielkundige, geestelike uitwerkings gevoel word. Gedagtes, gesindhede, bybedoelinge en emosies. En nou sê dit vir ons,
dat hierdie woord van die Here in ons monde is 'n swaard. Dit is 'n lewende swaard. Dit sny deur en maak seker dat daar 'n onderskeid kan wees tussen wat is die siel van 'n mens en wat is die gees van 'n mens. Dit het die vermoë om in die diepste areas van ons wese, selfs op die subatomiese vlak, tussen tussen been en murg 'n onderskeid te maak. Gees en siel, murg en been, gedagtes en bybedoelinge word gesny en geonderskei en ten syde gestel deur hierdie woord. Hierdie woord is die wapenrusting waarmee daar geveg, stryd uitgeoefen word teen die vyande. Teen die vyande. So, die dame wat gekom het, was in 'n lydende toestand met letterlik ontelbare hoeveelheid demone. Soos ek en my vrou met die vrou bedien het ons die vermaning uitgespreek en sê, kom uit, kom uit, kom uit. Wat ook al die spesifieke geaardheid of natuur of karakter van die gees was, soos die Here dit aan ons geopenbaar het, en met die vermaning in die naam van Jesus Christus, was daar 'n reaksie, 'n fisiese manifestasie, 'n reaksie soos hierdie goed uit haar niere, uit haar lewer, uit haar darmes, uit haar ingewande, uit haar hart uitgekom het, en dit het uitgekom as braaksel, dit het uitgekom as speeksel, dit het uitgekom as 'n wind wat gebreek word, en ek weet, dit klink soos 'n nare besigheid. But you know, when you go to a hospital and you are in serious need of an intervention, which is a surgery, which needs for them to cut you open, there is no nice way to do that. It is done very clinically, it is done in a very hygienic scenario, but it does cost a blade to cut open the flesh, to get to whatever is ruptured inside of the body, or whatever is degraded, or whatever is inflamed, or whatever is broken down or torn or infected. To heal that, you have to cut it open, you have to work with the mess of body fluids, blood, bile, whatever is in there has to be dealt with. Nou praat ek in die natuurlike. Wanneer 'n persoon na 'n hospitaal toe gaan met 'n chirurg en 'n dokter en iemand wat jou inspuiting gaan gee en jou in die slaap gaan maak, en as jy moet kyk en sien wat hulle met jou daar doen, dan gaan jy naar word. Maar hierdie tuistering, hierdie besetenheid was van 'n erger aard gewees, omdat die persoon se siel verdruk was en die persoonlikheid van die siel was gebind en ander persoonlikhede was besig om hulle self na vore te bring in die persoon. En dit is hierdie waarvan gepraat word wanneer daar aan ons gesê word in hierdie Psalm 149, hierdie tweesnydende swaard is daar om wraak uit te oefen op die nasies, maar dis nie die nasies van gewone mens nie, dis die nasies van bose geeste, dis die nasies van duiwels, dis die nasies van demone, dis hulle na wie die wraak gebring word deur ons. Ek en u het hierdie plig om die wraak soontoe te vat, en met hierdie swaard bind ons hulle konings. Vers 8 sê, om hulle konings vas te maak met boeie. Hierdie konings is nie normale konings nie, hierdie konings is hoofdemone, groot sterk manne. Die Bybel praat van, en Here Jesus bring die lering, hy sê, hoe kan jy 'n sterk man se skat plunder? As jy eerstens vir hom bind, jy moet hom kan bind, en hier is die bind van die sterk man. Dit sê vir ons moet hom met hierdie swaard, moet ons na hom toe gaan, ons moet hom vasmaak met kettings, met boeie, en die leiers, die onderlinge leiers van hierdie demone, hierdie duiwels, moet met ysterkettings gebind word, en as sulks sal ons dan die oordeel voltrek wat reeds vasgestel is, of liewer nader aan die oorspronklike bybedoeling van die vers, om te sê dat daar is al reeds in die Bybel aan ons oorgedra dat God sy wraak wil bring op die vyande. Dis nie mensvyande nie. Dit is demone, dit is bose geeste, dit is onheilgeeste, dit is vuil geeste, dit is tuiserende geeste, dit is geeste van besetenheid.
en hulle konings moet gebind word en hulle leiers moet met ysterboeie gebind en kettinge gebind word, en as ons dit doen, is ons besig om die oordeel uit te deel, uit te oefen wat alreeds geskryf is, soos die Engels sê, to carry out the sentence and judgment against them which is written. Nou onthou, met Jesus se versoeking in die wildernis, daar is 3 versoekings wat opsommings het, maar hy was vir 40 dae versoek op verskillende wyses, maar die kategorie is hierdie 3. En met elke aanslag van hierdie booswig, die duiwel, Satan self, wat hy die Here probeer verongeluk in die uitoefening van sy geloof, het Jesus hom slegs geantwoord met hierdie bewoording: dit staan geskryf. Dit staan geskryf. So wat ook al geskryf is die beweegruimte en mandaat om die oordeel te bring, sodat die wraak uitgeoefen kan word met die swaard van God, met die kettinge, met die boeie, met die ysterboeie, word die konings en die leiers en die gewone demone wie soos vlooie op mense sit in hulle tuistering, word hulle uitgedryf. Nou, ek kan nie glo my tyd loop so gauw uit nie, ek geniet myself nou so met hierdie oordra van inligting. Jesaja 35, kom ons bly gauw soontoe, en ek weet, ek het al reeds hierdie gedagte met u gedeel, ek deel hom op niets, want hy het nou nog 'n konteks, maar daar is net een spesifieke vers daarin wat ek aan u wil oordra. Vers 4 in Jesaja 35 sê dit: Say to those with fearful hearts, those who are anxious, those who are stressed and worried, be strong, do not fear, your God will come, He will come with vengeance, with divine retribution, He will come to save you. Die Afrikaans sê vir die wat bang is, wees sterk, en moenie bang wees nie, want julle God kom om wraak te neem, om julle vyande te straf, en om julle te red. En dan weer eens, in Psalm 61, diezelfde bewoording, om die gedagte oor te dra, God kom, hy kom met wraak, hy kom met die tweesnydende swaard, hy kom om straf uit te deel, hy kom om my demone te bind, hy kom om my demone weg te voer, om hulle uit te dryf, om die persoon te verlos, hy kom om die persoon te red. Jesaja 61 vers die tweede helfte van vers 2, sê, verklaar die jaar van God se guns, en die dag van sy wraak op sy vyande. Proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God. Die genadejaar van die Here moet aangekondig word en die dag van afrekening vir ons God. Nou wie moet afgereken word? Wie moet afgereken word? Is hierdie demone. Die demone wat armoede in jou lewe gebring het. Die demone wat jou gebind het en jou drome verongeluk het. Die demone wat jou beroof het van jou aspirasies en jou vokasie en jou roeping wat jy sou gehad het. Die drome, die demone wat jou lewe sy skat kom maak het en jou weggevoer het om in 'n donker plek as sy skat te bewaar. Hierdie demone wil ek nou vir u sê, ons is toegerus om vir hulle aan te vat. Daar is nie meer bang wees nie, daar is nie meer terreur van hulle kant af nie. Selfs al is hierdie demone in 'n nog 'n persoon, het ons die mag, die gesag, ons het die reg, ons het die autoriteit om die vermaning uit te spreek en te sê, swyg Satan, swyg duiwel, jy sal die knie buig, jy sal met die mond bely, Jesus Christus is die Here, en dit is die swaard wat hy in ons hande nalaat. Ons het rede om te doen wat hierdie skrif sê, en ek wil ek wil dit net weer aan u lees tot herinnering van wat hy sê. Vers 3 sê, kom ons loof sy naam met 'n koordans,
met tamboerijn en harp en met lofliedere, kom ons sing, want die Here verbly hom in sy volk met sy redding, het hy die hulpelose opgetel. Sy troue dienaars juig op hierdie eer, hulle jubel op hulle beddens, mag hulle God loof met hulle lippe. Hoekom wil ons God loof met ons lippe? Hoekom wil ons op ons beddens lê soos ons nou aan die slaap gaan raak en net sê, praise God, hallelujah, praise the Lord. Hoekom? Omdat hy ons gebruiksaam vind om sy woord te vat, soos 'n tweesnydende swaard, en dan die opgeskrewe oordeel, die opgeskrewe straf uit te deel, soos dit geskryf is. Verklaar ons dit, en ons staan in die gesag en in die bemagtiging van die Here Jesus Christus. Hy sê, wie ook al in my naam glo, sal in ander tale praat. Kurabashi, rendalabahando, robosheke, mengele seste menyondo. Wie ook al in my naam glo, sal demone uitdryf. Wie ook al in my naam glo, sal hande lê op die siekes. Wie ook al in my naam glo, sal gevaarlike slange opneem en hulle sal nie dood nie. Wie ook al in my naam glo, sal gifstowwe kan drink en nie skade ly nie. In sy naam, in die naam van die Here Jesus Christus, spreek ek nou 'n afgevaardigde gesag oor u lewe, word bemagtig en mag die salwing vir u vind met al die wapenrusting van die Here op jou hoof, op jou bors, op jou lende, op jou voete, 'n skild op die arm en 'n tweesnydende swaard in die mond en gaan voort, vol durf en vol daad, betree die gevegstryd en bring bevryding in Jesus naam. In Jesus naam bid ek nou. Ek spreek dit oor hier in Jesus naam. Neem dit op, neem dit aan in Jesus naam. Amen en amen. Who is he? Who is he? Who is he?